Goeienaand en baie welkom, 17 September. Ek hoop het gaan met elkeen wonderlik goed. Ons is bietjie besig met 'n reeks wat ons bietjie na die tabernakel kyk en eintlik al die toebehore binne in die tabernakel en natuurlik in die aard van die saak, hoe dit ook na Christus toe wys. En voordat ons daarmee begin, kom ons bid ook vir die Here se leiding. Ons Vader Here, ons loof en ons prys U, want ons bely en ons weet dat in U bo die koninkryk en die krag en die heerlikheid van gister af, van eergister af, van ewigheid af, vandag en ook tot in alle ewigheid. En daarom kom ons in nederigheid en kleinheid na U toe en bid ook vanaand Here vir U lig en U leiding as ons met U woord besig is. Mag U deur die Gees op 'n wonderlike manier in ons werk. Ons bid U dit om Christus ontwil. Amen. Ja, sommer net so 'n bietjie weer om net te onthou waarmee ons besig is. So daar's 'n bietjie 'n kunstenaarsvoorstelling van die tabernakel as mens wil. En dan hoe dit 'n bietjie beskrywing van die wit omheining en die ark en dis meer in die allerheiligste, die heiligdom, dan die tafel met die toonbrode, die kandelaar en dan die goue wierookaltaar waarna ons ook vanaand gaan kyk en dan die waskom en dan die bronsaltaar, die groot altaar wat ons buite of noem dit maar in die voorhof sien. Dan so 'n bietjie ook net weer 'n bietjie kunstenaarsvoorstelling van die tafel met toonbrode aan die regterkant, die kandelaar en dan die wierookaltaar wat daar vlak voor die voorhangsel gestaan het. En dis so 'n bietjie waarop ons vandag gaan infokus. Nou ons lees daarvan op verskeie plekke, maar Eksodus 30 is so 'n bietjie ons wegspringplek. Jy moet 'n altaar van doringhout maak om daarop wierook te brand. Dit moet 1,5 meter in die vierkant wees en 1 meter hoog. Sy horings moet 'n eenheid daarmee vorm. Jy moet die bokant die sye rondom en die horings met suiwer goud oortrek en 'n goue lys rondom die altaar vassit. Jy moet 2 goue ringe vir elke kant maak en dit aan weerskante teenoor mekaar onderaan die lys vassit om die draaghoute waarmee jy die altaar moet dra daardeur te steek. Jy moet die draaghoute van doringhout maak en hulle met goud oortrek. Sit die altaar dan neer voor die voorhangsel wat hang voor die ark met die getuienis, voor die deksel op die getuienis waar ek jou sal ontmoet. Elke oggend wanneer Aaron die lampe versorg, moet hy geurende wierook op die altaar brand. Elke aand wanneer hy die lampe aansteek, moet hy wierook brand. Die wierookoffer moet altyd ook deur julle nageslag vir my, die Here, gebring word. Julle mag nie ongeoorloofde wierook op die wierookaltaar brand nie, ook nie brandoffers of graanoffers nie, en nie 'n drankoffer daarop uitgiet nie. Nou is interessant dat die wierookaltaar verskil so 'n bietjie van die brandofferaltaar, in die sin dat daar was nie diereoffers hierop gebrand nie. Die wierookaltaar was vanweë sy naam uitsluitlik vir wierook. En dan elke dag, ons het dit nou gelees, dit moes gereeld elke dag gebrand word. En dan natuurlik ook op die groot versoendag, Levitikus 16, die Yom Kippur, wanneer die hoëpriester by die voorhangsel ingegaan het na die allerheiligste toe. Nou is die vraag natuurlik, maar wat beteken dit vir ons? Wat is hierdie reuk van die wierook? En dan is dit eintlik baie interessant om na die Bybel te kyk en te sien dat konsekwent word wierook eintlik verbind aan gebede. Psalm 141 sê byvoorbeeld, laat my gebed soos 'n reukwerk voor U aangesig wees. Net ook Openbaring 5, Openbaring 8 is daar hierdie direkte lyn tussen wierook en gebed. Openbaring 5 sê baie pertinent dat die reukwerk is die gebede van die gelowiges. In Openbaring 8 is daar ook sprake van 'n goue altaar en wierook wat saam met die gebede van die gelowiges opstyg voor die Here. So die antieke bedoeling van reukwerk in die ou tyd was eintlik maar om eerbetoon te gee. As mense ook dink aan die geskenke wat Jesus gekry het, was wierook ook een van hulle. Soos wat ons vandag sê maar 'n rooi tapijt sal uitrol vir iemand wat dink hy is belangrik, vir iemand wat een of ander status of wat ook al het. So is daar destyds wierook gebrand om bietjie iets van daai eerbetoon te gee. En as ons nou die goed bymekaar sit, dan beteken dit leer dit vir ons baie oor gebed, nie waar nie, want gebed is by ons dikwels iets van 'n vra-aksie. Wil U tog en gee tog dat en amper iets van 'n inkopieslysie. Maar die wierookaltaar wys vir ons dat in gebed gaan dit nie net om vra nie, maar eintlik ook om gee. Maar dan nie God wat moet gee nie, maar ek wat myself gee in eerbetoon aan die Here. Nou,
hoe gebeur dit? Wat het ons as gewone mense, wat het ons om eer te gee aan 'n ewige, almagtige God? Ons besit tog nie iets uit onsself om 'n lieflike geur vir die Here te wees nie. Maar, dan moet ons ook besef, dat die reukwerk is eintlik 'n opdrag van die Here. Nee, na die Here dit vra, na die Here in homself besluit om ons gebede as wierook te hanteer. Dat dit wat ons in eer betoon aan die Here gee, dit kom van die Here af. Nee, dis sy reukwerk. En dan ook interessant, dit het nou nie gestaan in die gedeelte wat ons gelees het nie, maar dat die wierook is ook gebrand met die kole wat van die bronsaltaar, die groot altaar wat daar in die voorhof gestaan het, dat van daai kole gebruik is om die wierook dan te brand. So daai selfe kole wat die versoeningswerk veroorsaak het, die selfe kole wat ook die wierook brand. Die versoeningswerk en gebed het mekaar met ander woorde baie nou met mekaar te doen. Daar is hierdie korrelasie. Ons kan dit ook anders stel. Die versoeningswerk is die enigste grond waarop ons gebede kan, noem het maar slaag as jy wil, kan verhoor word. Sonder die kole van die bronsaltaar kan die wierook by die reukofferaltaar nie brand nie. Met ander woorde, ons gewone gebede, ons gesprekke met die Here, dit het groot waarde, nie omdat daar iets in ons is nie, maar omdat die versoeningswerk van Christus dit effektief maak, nee, gebrek aan 'n beter woord, nee, dit heilig en dit reinig. En daarom is daar nie iets van 'n spanning by ons nodig om te sê, jy weet, maar wat kan ek gee in gebed nie? Nee, gebed op sigself is nie eintlik 'n meester wat my dryf en my dring of my vol skuldgevoelens maak nie. Nee, as ons die wierookaltaar en die gebede by mekaar sit en onthou wat die Here vir ons deur sy woord daardeur leer, dan word gebed eintlik 'n aangrypende saak, dat my gebede, my gewone praat met die Here, soos wierook voor hom is. En dit moet ons reg verstaan. Nou goed, so 3 punte, om het bietjie vir ons te verduidelik. Die eerste ding is, kom ons kyk net waar die reukofferaltaar of die wierookaltaar gestaan het. Waar is dan die brand gesteek? En as ons so 'n bietjie die prentjie in gedagte hou, nee, miskien kan ons die prentjie net so vinnig weer wys, maar daai is belangrik waar hy is. Want die voorhangsel was die skeiding tussen God en mens, nie as gevolg van die sondeval wat gebeur het. So die gordyn het as ware die wierookgeur verhinder om by die troon, om by die ark uit te kom, as ware. So, behalwe 1 keer 'n jaar met die groot versoendag, wanneer die hoëpriester die reukwerk ingeneem het agter die voorhangsel heen na die ark toe, en dit dan gevul was soos 'n wolk. Maar intussen, die hele jaar was daai gordyn soos 'n skeiding. So die wierook, die versoeningsbloed met die groot versoendag, het die voorhangsel as ware kon oopgemaak word, en dan kon die wierook, die gebede by die ark kom, en kon die priester eintlik in daai fisiese teenwoordigheid van die Here kon hy kom. Iets van 'n voorsmaakie, nee, 'n afskaduwing van hoe dit gaan wees na Christus se sterwe, in die heerlike teenwoordigheid van die hemel. Want na Christus se sterwe, is daar nie meer 'n voorhangsel nie, daar's nie meer 'n skeiding nie, 365 dae per jaar, 24 ure 'n dag, is hierdie wierook by die Here, danksy die offer, die bloed van ons Here Jesus Christus. Hy het die skeiding permanent weggeneem. So die reukwerk van ons gebede beteken nou so baie vir die Here, want dit dui op die skeiding wat weg is deur sy seun se bloed. Die feit dat ek en jy, ons hoef nie eers na 'n priester toe te gaan en dan brandofferaltaar en dan die priester in die heiligdom en geen van 'n proses nie, enige tyd, enige plek, praat net met die Here. Nee, en die gebeurtenis wat dit alles moontlik gemaak het, dis nie net van self nie, ons neem dit van selfsprekend aan, maar nie van self gebeur nie, dit het die dood van God se seun gekos om daai moontlik te maak. Hy moes dit vir ons oorwin. En so, wanneer ons bid natuurlik in Christus en deur Christus wat ons met die Vader praat. En daarom is alleen deur daai in Christus wat ons gebede soos 'n wierook is. Dis hoe ons gebede eintlik eer betoon aan die Here gee. Wanneer ons deur Christus met die Vader praat, dan is ons eintlik in Christus ook deur die Vader
aanvaarbaar en ook ons gebede. En dis eintlik merkwaardig, want as ons gebede verwaarloos, dan ontneem ons iets van daai lieflike geur wat ons gebede ook voor die Vader is. Of kom ons stel dit bietjie positief, nee. Die Here ag ons gebede baie hoog, want hy ontvang die eer deur Christus self, dat die skeiding afgebreek is deur sy dood en sy opstanding. So dit gebede, ja natuurlik, ons bid vir onsself en ons mag ook, nie vir ons daaglikse brood en vir vergifnis van ons skulde en dies meer. Maar ten diepste gaan gebede nie eintlik oor ons nie. Dit gaan nie oor een of ander resep of 'n metode of mooi woorde of groot woorde wat ons moet gebruik of ons eie vroomheid nie. Ons gebede is effektief en aanvaarbaar en 'n lieflike geur voor die Here om Christus al wil alleen. Nou goed, wie moes die reukwerk aansteek? Die priester. Nee, niemand anders nie. Die priester se werk was om iets van 'n tussenstander tussen God en die mens te wees. Hulle was mediators. So, hulle moes as ware heeltyd hierdie tussengangers wees. Dus ons kan so die profete, hulle moes dit wat die Here sê vir die mense kom sê. Die priesters moes dit wat die mense sê vir die Here kom sê. Nee, so iets van daai wisselwerking. So die priesters, hulle moes hierdie offer aansteek. Hulle moes die reukwerk as ware skoonmaak. En nou is dit eintlik baie opvallend, nee, dat Lukas 1, as ons Lukas 1 lees, dan lees ons van Sagaria. Nou, hy was Johannes die Doper se pa, en hy was 'n priester. En hy is in die tempel, hy was daar met die uur van die aansteek van die reukwerk. En is op daai selfde oomblik waar die volk dan buitekant gestaan en bid het. So weer eens die ooreenkoms, nee, die verband tussen gebed en reukwerk. Maar sien ook die priester se rol daarin. Nee, so terwyl die volk bid, moes hy die reukwerk aan die brand steek. So iets van sy reukwerk aanstekery maak die gebede van die mense ontvanklik by die Here. Maar nou sê Hebreërs 7 vers 24 tot 25, omdat Jesus vir ewig bly, beklee hy 'n priesterskap wat nie op 'n ander oorgedra word nie. En daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Met ander woorde, ons het daar's nou net een priester, Christus, wat aan die regterhand van die Vader sit. Hy is die tussenskakel, hy is die voorspraak. Hy dra ons gebede na die Vader toe. Hy tree in. En dit is noem dit maar die tweede manier waarop ons eer aan die Vader bring deur ons gebede. Ons vestig God se aandag met ander nie op onsself nie, maar eintlik op sy seun, die hoëpriester, ons ewige hoëpriester wat nooit sy priesterskap oordra aan iemand anders nie. Al is ons gebede hoe krom en skeef en menslik, wat saak maak is dat ons daai hoëpriester het by die troon. Christus is die vervulling, hy is die groot voorspraak waarvan ons in Hebreërs 9 vers 24 lees. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn. Ter wille van ons, hy het self ingegaan. Hy is die een wat ons gebede opdra. So is eintlik merkwaardig hoe ons nou daai permanente 24 uur, 365 dae week, elke oomblik van elke sekond 'n voorspraak by die Vader het. Die oomblik wanneer ons met die Vader praat, Christus is daar. Nou goed, dan die laaste gedagte is, hoe is hierdie reukwerk dan voorberei? En dan sê die Here baie pertinent, jy kan nie sommer net enige ding brand op die reuk of 'n altaar wat jy wil nie. Daar was 'n plan, eintlik die Here gee ook as ware 'n resep vir hierdie reukwerk wat gebrand moet word. So dit gaan nie oor die mense voorkeur en die mense grille en sy goeddinke nie, maar soos wat die Here dit wil hê. En dis eintlik die hele punt wat ons wil maak, dit is ons krisis is eintlik dat ons kan nie altyd bid soos wat die Here dit wil hê nie. Nee, ons weet eintlik net gewoon nie hoe nie, in ons swakheid weet ons nie hoe nie. Ons het nie die vermoë nie, ons kan nie by sy resep as ware bly nie. Maar nou is daar hierdie mooi gedeelte in Romeine 8 vers 26 waar die Here sê dat ons weet nie altyd wat en hoe ons behoort te bid nie, maar dat die Gees ons in ons swakheid bystaan. En dit is baie merkwaardig as mens dink, wie skryf dit? Nee, dis Paulus.
gebedsman. Nee, Paulus, apostel. Maar nou sê hy, ons weet nie wat hy, sluit homself daarby in, wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons, met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. So daar's 'n helper in ons gebede. En nou as ons weer dink aan reukwerk, wanneer ons met die Here praat, dan sit die Gees vir daai gebed vat en hom omvorm. Die Gees vat hom as ware na Christus toe. Christus vat daai gebed en hy doen namens en in daai gebed vir ons voorspraak by die Vader. So wanneer ons bid, het ons ten volle die drie eenheid wat betrokke is by elke gebed. Hoe groot is dit nie, dat ek en jy, net ons gewone praat met die Here, aktiveer as het ware, nie dat die Here ooit nie aktief is nie, maar dit bring onmiddellik die hele drie eenheid in aksie. En dis hoe ons gebede voor die Here 'n lieflike reuk is. Dit gee vir die Vader oneindige vrede en vreugde. En wanneer ons gebede, so aan ons gebede dink, as hierdie wierook wat voor die Here opstyg, dan leer dit ons eintlik hoe wonderlik dit is. Nee, gebede is nie 'n inkopieslysie waarmee ons na die Here toe hardloop nie. Dis nie 'n of ander kunswerk met mooi woorde wat ons die Here probeer mee beïndruk nie. Dis ook nie iets wat afhang van ons eie erns en ons vroomheid nie. Dis ook nie iets wat ons 'n spanning van skuldgevoel moet gee nie. Nee, gebed is hierdie wonderlike gawe wat die Here vir ons gee. Om te kan weet dat ons die Here kan eer deur sy werk wat in en deur ons gebeur. En wanneer ons die heerlike evangelie woord van die reukoffer altaar bedink, dan kan ons ook aangespoor word, lieflike geur, om regtig voor die Here gebedsmanne, gebedsvroue te wees, om ook daarin net nader aan ons Here Jesus Christus te kan groei. Hy, wat die voorhangsel geskeur het, enige tyd, enige plek, kan ons met hom praat, soos wat ons inderdaad ook nou gaan doen. Ons hemelse Vader, hoe wonderlik om met U te kan praat, en dat ons sommer net ons harte voor U kan leegmaak, wetend dat U word nie beïndruk deur ons gebede so mooi woorde of wat ook al nie, maar dat ons om Christus ontwil na U toe kan kom. En dat ons gebede deur U Gees omvorm word en dat dit vir U soos 'n lieflike geur is. En daarom, o Here, wanneer ons gebede tot U bid en ons bid dit in die naam van Christus, kan ons weet dat ons hoef nie te twyfel nie. U verhoor ons gebede baie meer as wat ons bid of dink. Amen. Baie dankie vir jou tyd en dat jy ook saam kon luister en saam kon dink oor wierook en gebede, en mag jy ook 'n pragtige aand en 'n geseënde week verder hê. Groetnis.